Hallo, hallo. Oeps, Daisy. Hallo Marisa. Hallo Lizelle. Ek hoop dit gaan goed met julle almal. Julle kan so lank vir my sê van waar julle inskakel. Is lekker om al die name te sien. Ek is baie opgewonde oor ons gas wat ons gaan join vanaand. Ek gaan hom nou opbring, maar ja, het sal lekker wees as julle met ons engage in die gesprekke, van waar is julle, ek kan die name dophou. Hallo Lindy ken ek, hallo Monique ken ek ook. Ja, dit is my verskriklik lekker om weer live te wees. Ek dink my laaste live was met Marlene van Gesalfde, en voor dit met Claire in Heidelberg, so het goeie nuus rondom Claire ook, so as jy haar journey volg. So super opgewonde, my man vanaand Erns, ek wil amper sê Polokwane, Mpumalanga, hy's Erns, by CC Chickens, wees hom daar te bedien, en ek is vanaand live, so dis 'n groot voorreg, kom ek moet 'n bietjie beter in my lig in. Ok, goed. So, ek gaan ons gas opbring en dan gaan ons die aand afskop. Julle is welkom, so wat sy praat. As julle vrae het, ek gaan 'n paar vrae neerskryf, kyk of ons by die vraaggedeelte kan uitkom. Maar vanaand is grootendeels 'n storie van hoop. En ja, mag jy ergens net vanaand. Hallo Nikkie. Hallo. Hallo. Gaan dit? Wat doen jy? Goed. Kan jy my mooi hoor? Ek kan jou mooi hoor, ek kan jou mooi sien. Awesome. Ons het nie 'n toetsloopie nodig gehad het. Jy het my sê jy dink jy het dit toe weet. Ja, kyk, ons is in die tegniese bedryf, maar toe jy vir my sê ek moet 'n live join, toe sê ek op my senuwees, want ek het dit nog nooit gedoen nie. Wel, dit is 'n groot voorreg om jou op my live te hê vir die eerste keer. Ek weet sommer jou storie gaan vanaand baie vrouens raak. So ek wil gou vinnig sê hoe ek vir Andrika ontmoet, dit was regtig net, ja, ek glo nie in die woord per toeval nie, maar dit was per toeval. Ek was uitgenooi deur 'n vriendin van my na 'n vroue aand toe wat by Nikkie Lenae gehou was, en ek het geweet Melinda van Binlanders gaan daar wees. Sy's met my Konrad Bester, my man se online girlfriend of TV girlfriend, so ek het haar kom support. En toe het ek jou daar gesien, regtig eintlik nie geweet wie jy is nie, geweet wie jou man is, en glo my, ek trap op my eie toon as ek dit sê, want ek is ook daai vrou, almal weet wie my man is, so ek het altyd Uitjie Berg se vrou nooit teer nie. Maar toe jy daai aand op die verhoog praat en jou storie deel, het ek in jou lippe gehang om te dink die positiwiteit waarmee jy jou storie vertel. Ek dink nie dat dit vir my so maklik sou gewees het vir jou, ek sê nie dit was vir jou maklik nie, maar jou gesindheid rondom jou hele journey was vir my regtig wat my uitgestaan het. En ek dink omdat ek in 'n mate ook jou journey stap met my eie infertiliteit, het jou storie net nog soveel meer vir my beteken. So ek wil vir die vrouens wat online is net sê, vanaand gaan ons hoofsaaklik oor die konsep van swangerskap en infertiliteit praat, maar ek het baie van my volvrouens is ook vanaand hier op, en ek het my 3de seisoen van volvrou was Hanna gewees. En ek het met die Here beklei gesê, ek gaan nie Hanna met hierdie vrouens doen nie. Hanna is my geestelike plek waar ek op hierdie oomblik is. Ek kan nie nou hierdie swaar en moeilike pad met vrouens ook stap nie. En die Here het my gedruk om Hanna te doen. En een aand toe bevestig hy in 'n droom vir my dat nie elke liewe vrou sukkel dalk met 'n fisiese baba wat in die lewe gebring moet word nie, maar hulle sukkel met 'n geestelike baba. En ek het dit vanaand weer daai boodskap op my hart, dat dalk is jou journey en jou battle nie die van 'n baba nie, of om swanger te word nie, dalk is dit, en dalk kry jy ongelooflike hoop in vanaand se storie, maar ek wil meer vir die vrouens sê, as jy 'n ander geestelike baba het sy dit 'n kind is met 'n dwelmmisbruik of 'n pornografie misbruik, en jy bid al so lank en jy voel as jy deurbraak nie, of 'n huwelik wat jy op die rotse voel, of 'n kondisie, 'n mediese kondisie wat oor jou uitgespreek is, wat ook al jou geestelike baba is, mag jy vanaand dit voor die Here se voete kom neersit, en mag jy in die storie wat vanaand deurkom net hoop
kry en weet dat our God is good and is good all the time. So ek gaan nou minder praat. Ek gaan vir jou voorstel om jouself net eers voor te stel. Wie is jy? Ek weier om jou man se naam te sê want jy's 'n individu in jou eie, maar jy's welkom om met oorlof van hom te praat as jy wil. Ten minste het jy my nog nie boeboe genoem, so dis okay. Ek kry dit baie. Ag nee. Ja. My naam is Enrika Breinders en ek is getroud met Alvin Breinders, van julle sal hom meer onthou as die akteur van in Vetkoek Paleis ou Sheridan. Ek en hy is hierdie jaar 18 jaar getroud, of ons is nou in die nuwe jaar, so Desember sal ons 19 jaar getroud wees. En ek weet nie waar is die tyd heen nie, dit was net 'n absolute 'n journey gewees wat ek en hy saam so ver gemaak het tot hierdie 18 jaar en dit voel nie vir my soos moeite nie, jy weet. Ons het ook ons ups en ons downs wat almal het en maar ek dink ons ondersteun mekaar so mooi en ons respekteer mekaar so mooi en jy weet in die huwelik moet 'n mens compromise. Ek hou van sekere goed, my man hou van sekere goed en ergens moet jy mekaar in die middel kry. So ja, ons journey het ook eintlik begin soos jy nou gesê, ek wil nie sê per toeval nie, maar ek het jare laas gesing en ek het by 'n konsert opgetree en hy het by 'n konsert opgetree en ek het nog daai tyd dansers gehad wat saam met my gedans het en ek het nie 'n koordlose mikrofoon gehad nie en ek vra toe vir die MC daai dag, waar kan ek 'n koordlose mikrofoon kry? En hy sê nee, sien nie daai man wat daar sit, Alvin Breinders. Hy is die MC, hy het sy eie mic saamgebring en jy kan vir hom vra of hy hom kan leen. Ek stap toe daar af, my wax skoentjies, ek sê vir hallo, my naam is Enrika, dit is lekker om jou te ontmoet en jy weet mos nou. En ek sê van mag ek asseblief jou mikrofoon leen? Hy sê poplap, jy kan hom maar sommer hou. Ja, en ja, hier is dit ons 18 jaar later, baie gelukkig getroud. Pragtige seentjie wat 8 jaar oud is, Avrik, en ek is my hart se punt en hy's net so bekkig soos sy pa en vol dinge en vol energie en ek sê soms, jy weet my man is 10 jaar ouer as ek, maar dit voel partykeer of ek 10 jaar ouer as hy is en ek weet nie waar kry hy al die energie nie. En mense vra die hele tyd vir my as hulle my ontmoet, dan sê hulle vir my, jy lag seker die hele tyd. Dan sê ek nee. Hy's eintlik 'n ernstige besigheidsman. Hy vertel nie net jokes nie. Maar snaaks genoeg Alvin se naam beteken friend of all. En dit is nog 'n unieke eienskap wat hy het. Is as hy in 'n plek instap, hy laat mense lag en dit is nogal iets amazing. So ja, ons het die pad gestap en jy weet mos my seentjie kom gehuil. Hallo, gaan dit met jou? Hy moet altyd in my live kom hallo sê. Kyk hoe vuil is hy bekkie. Ek het nou my aandete geëet, Tannie. Was dit lekker geweest? Lekker, Tannie. Wie het gemaak? Jy, mamma of pappa? Wie het die kos gemaak? Ek, Tannie. Hy's 'n chef, hy's 'n master chef, Tannie. Wow. Hy's 'n top chef, hy het gegraduate laas jaar. Okay. Well done. So, ek moet hom mamma gaan gou klop praat, hoor. Love you. En ja, so ek het nou eintlik so 'n bietjie my draad verloor. Waar was ek nou? Ja, maar ons het na 2 jaar toe besluit ons, okay, ons is nou reg, ons wil nou kinders hê. En jy weet mos nou, dan klim jy nou mos van die voorboot af en nou begin jy koop al klere. Jy weet mos soos ons vrouens, jy begin nou al baby grow soek en jy begin nou reg kry en jy beplan die nursery. Jy's nog nie eers swanger nie, maar jy's besig jy daai baba gaan kom. Jy het mos nou gesê dis nou tyd en dit is hoe dit gaan gebeur. Ons het 'n jaar gesukkel, niks het gebeur nie. Van daar af toe besluit ons, okay, ons wil seker nou gaan ek 'n loog toe moet gaan en nou maar 'n bietjie gaan raad kry en dalk 'n pilletjie of 2 wat ons net kan drink om ons te help. Jong, ons gaan sien toe gaan ek 'n loog. Hy sê nee, kom ons doen kunsmatige inseminasie. Ons doen dit 4 keer, al 4 keer is ons suksesvol. Nou begin 'n mens Nou begin jy kleitrap, nou begin jy worry, nou begin daai vrae in jou kop opkom. Okay, hoekom nou nie? Ander mense, dit gebeur so maklik met ander mense. En julle, dit was 'n hele paar jaar se struggles voor ons gekom het waar ons vandag is. Maar dit was 'n lang en harde pad geweest wat ons gestap het. En ek moet sê wat ons alleen gestap het.
ons het dit nie met mense gedeel nie, want dit is nie iets wat jy wil deel nie. Dit is 'n moeilike pad. Jy's amper half jy as vrou is amper half skaam. Ek weet nie hoekom ons dit so sien of hoekom daar vir ons gesê word, hoor as jy nie kan swanger raak nie, as jy minder van 'n vrou nie, want dit is tog nie wat dit is nie. Maar dit is hoe jy binne in jou voel en vir my was dit altyd hoe minder mense weet wanneer ons deur die goed gaan, hoe minder mense is dit wat ek hoef na die tyd te sê as dit nie gewerk het nie. So eintlik is eintlik baie snaaks, as ek nou al terugdink daaraan, dan dink ek het myself eintlik al klaar geset op vir failure, as ek so daaraan dink. Maar ja, ons gaan nou bietjie dieper in die journey in. Ons het toe van daar af en oor al die tyd omtrent ons het 17 IVF's gedoen. Jy wat self deur IVF is, weet die ups en die downs en die egg retrievals en partykeer dan spuit jy al daai medisyne in jou liggaam in wat eintlik nie goed is vir jou nie. En jy hoop en jy bid, daar's genoeg eiertjies en jy weet soms klink dit hulle gaan 24 eiertjies uit jou uithaal, dan klink dit amazing en dan 5 dae later het 5 survive en dan begin jy nou bid want dit raak nou nogal erg en dan 2 dae later dan bel hulle jou weer en sê hulle daar het 1 survive en okay, ons gaan nou Dinsdag terugplant en dan daai was altyd rof. Dan bid te hou en jy vra vir Louise asseblief Louise, ek sal die kind grootmaak en ek sal alles vir hom of haar gee en ek sal enigiets doen wat jy wil hê ek moet doen asseblief. Laat dit net so wees en ek weet ek gaan nou nie die lang stuk van dit alles vertel nie, maar 'n paar keer het ek in die ek was by Medfem gewees daai tyd, eers by Pretoria by Dr. Hooggewind, 5 keer en toe by Dr. Rodriguez by Medfem. Dit was by van die beste spesialiste, fertility spesialiste gewees. En op 'n stadium een keer in Medfem toe ek nou weer moet gaan terugplant, toe lê daar 'n vroutjie langs my. Ek sal dit nooit vergeet nie. Sy was so excited en sy was so, maar toe ek dink dit was my 12de keer. Dit was die laaste keer wat ek in daai siklus toe ingeplant het. En dit was my 12de keer en sy lê langs my. Die vrouens wat daai oggend inplant, lê mos so in beddens en so ry af en dan stoot hulle soos 'n worsmasjien en stoot hulle jou so deur. En dan moet jy nou vir 20 minute in daai kamer lê en nou wag. En sy sê vir my, sy is so opgewonde want hulle het geld gaan leen op hulle huis en dokter het vir hulle gesê hulle eiertjies lyk fantasties en hulle gaan dit nou doen en hulle is so opgewonde en sy kan nie wag nie. Sy het al die nursery is al reg, alles is al reg. En sy vra vir my ek raak eintlik emosioneel as ek nou daaraan dink. Sy vra vir my die hoeveelste keer, is dit ook jou eerste keer? En ek voel toe te sleg of te sê, nee, ek is al 12 keer neer, want ek is so bang ek breek al moed net voor sy moet ingaan, En wat hoe sê jy nou vir so 'n persoon, hoorie, dit is my 12de keer wat ek hier so lê, en sy het my nou net vir my vertel, hulle het geld op hulle huis geleen om dit te kan doen, en hulle kan dit net 1 keer doen, en dit net 1 keer bekostig. So, ja, sulke oomblikke is goed wat ek altyd sal onthou, wat ou nogal tref. En ja, ons het toe, na die 12de keer, na daai einste terugplanting, toe word ek verskriklik siek. Ek het soos 'n brilpadda opgeswel, my limfkliere het heeltemal ophou werk. Dit het glad nie meer die gifstowwe begin uitskei uit my liggaam uit nie. En ek was so vir 3 dae in die hospitaal opgeneem en toe die dokter vir my gesê, jy kan dit nie meer doen nie, jou lyf is moeg, hy sê nou, jy wil nie stop, jy wil nie mental keuse maak om te stop nie, so jou liggaam sê nou vir jou, jy gaan nou stop. So ja, toe stop ons, ek dink daai was die ergste een vir my gewees, want daai was soos, dit was die einde van, okay, dis nou verby, soos as daar nie iets anders gebeur nie, dis was it. Ons het so, my man was fantasties deur die hele proses. Jy weet, as 'n vrou deur dit gaan, alles om jou is donker.
elke vrou om jou is swanger. Almal om jou stoot te prem, almal word swanger om jou. Dit is nie van dit is hoe dit is. Jy sien net swanger vrouens raak waar jy loop en baba goed en elke ding is 'n reminder van wat jy nie kan doen nie en wat jy nie reg kry nie. En ek dink ons as vrouens partykeer vergeet dat die mans ook seer het. Want dis nie hy wat deur die mediese goed gaan nie, dis nie hy wat die inspuitings kry nie, dis nie hy wat daar lê nie, dis nie hy wat nie swanger word nie, verstaan? Vir ons is dit 'n ding, dis in ons kop. En also een dingetjie is wat ek vandag by vrouens kan los is ondersteun ook jou man, want hy deel 100% in al die pyn wat jy voel. Hy maak dit net nie sigbaar nie, want iemand moet sterk wees, iemand moet aangaan, iemand moet die fort hou, iemand moet lyk asof alles okay is. En hy het altyd sê ek so 2 dae, dan los hy my, dan in die donker kamer, en los hy my nou om te huil en deure te kom, en dan so op die 3de dag, dan kom hy daar in, en hy noem my al my bynaam is Bobbles. So dan sê hy Bobbles, dan trek hy gordyne so oop, en hy kom, die son skyn, ons gaan aan, dis 'n nuwe dag, ons gee nie op nie, ons volg nou die volgende stap, en ons beweeg net aan. En niks keer ons nie, ons bly net beweeg. En dan staan ek maar weer op, en dan trek ek my in die werk in, en dan begin ons besig raak, en dan raak jou kop nou weer besig met ander goed, en dan met tyd raak dinge beter. Ek het nooit 'n sielkundige gaan sien, na enige van daai 12 IVF's nie, en ek dink nogal dis iets wat ek moes gedoen het, want laat 'n mens net deur dit kan praat en deur dit kan werk, want ons is geneig om al daai pyn en suffering alleen te wil dra, en dis swaar, dis regtig swaar, 'n mens kan nie alleen aan dit dra nie, maar ek dink in 'n mate was Alvin nog altyd my rots, en het hy my deurgedra, en hy's 'n verskriklike positiewe mens, soos in sy woorde, skat, is daar nie 'n woord soos nee nie. As iemand vir hom sê nee, dan gaan klop hy aan 'n ander deur, of hy breek 'n gat in die muur en hy maak 'n venster en klim maar deur. Ja. Dis hoe hy is. Hy is 'n ligmens, en dit het my regtig dit het my laat survive. Nou, na al daai goed, het ons toe besluit, okay, wat is die volgende stap? Toe is dit surrogaatskap. Nou, dis heeltemal iets anders, en unknown, en dis nog 'n scary ding om deur te gaan as jy dit nie ken nie. So ons moes toe 'n prokureur kontak wat spesialiseer in surrogaatskap. Ek dink dit was Robin van Surrogacy Law, fantastiese oulike mensie, en dan moet jy nou 'n surrogaat kry. Iemand moet nou vir jou 'n surrogaat wees. So as jy nie 'n vriendin het, of 'n sussie het, of iemand het wat vir jou 'n surrogaat wil wees nie, dan kry die prokureursfirma of agentskap vir jou 'n surrogaat. Ons het so 2 of 3 surrogate ontmoet en hulle ge-interview. Dit was maar 'n bietjie dodgy. En gelukkig lê die besluit by jou, en jy kan besluit gaan jy aan of nie, en goed. En ja, ons is maar deur 'n paar goed daar, en een baie onplesierige journey waardeur ons gegaan het was, ons het 9 eiertjies gehad wat baie mooi was, wat gevries was, en elke keer het ons by daai surrogaat 2 gaan implant, en sy het 4 van haar eie kinders gehad, en sy is gesond, en alles is fyn, en die dokter sê net, hy kan nie verstaan hoekom dit nie vat nie, en daar is ergens iets aan die gang. Die dokters kan ook met hulle bloedtoetse en sekere goed sien, as hulle saamwerk, en of hulle medikasie gebruik soos hulle moet, en of hulle die stappe volg. Later toe, heel wat later, nou na alles, het dit toe uitgekom, elke keer as hulle ingeplant het, dan het sy 2 monsters gedrink, wat dan veroorsaak het, dat die embryos amper soos heeltemal jy weet, amper soos 'n
aborsie, want dit is hoe giftig dit is. En ja, ons het toe nog 2 eiertjies oor gehad, en ons het toe net gesê, ons gaan nie verder nie, ons het dit toe gelos. Ons kry toe met lak 'n baie oulike ander surrogaat. Ons plant in, die eerste eiertjie het gevat, die ander enetjie dood gegaan, en dit was amazing, en daar's my seentjie Averick. Hy is 8 jaar oud, en hy lyk heeltemal meer net soos sy pa. Het is niks van my gekry nie. Maar daar's goed en daar's sleg. Verstaan, daar is en dit is maar hoe die lewe is. In alles is daar goed en sleg. En ek dink as ek net na daai ander surrogaat gestop het, dan sou ek hom nooit gehad het nie. So ek dink iets wat ek in die lewe geleer het daai tyd al was hou net aan, gaan net aan, moet net nie stop nie, want dit eventually moet dit werk. Toe hy nou gekom het, groot blessing, lekker besige mannetjie, hou my op my tone. En jy sien mos hoe charming is hy kom sommer hier in en doen sy eie ding. En julle hier na 5 jaar, 6 jaar ouderdom begin hy vir my sê, wanneer kry ek 'n boetie of 'n sussie? Wanneer, en soos ek het afgeswitch heeltemal. Ek het gesê ek gaan nie weer deur al daai goed nie, ek wil nie nog 'n kind hê nie. Ek het my ons seentjie, en ons is happy en ons gaan. En elke dag vra my kind vir my, wanneer kry ek 'n boetie of 'n sussie? En jy weet, nou begin 'n mens so half skuldig voel. En jy dink, wow, soos ons almal kom met groot families uit. Ek het 'n broer en 'n suster. Elvin het 2 susters en 'n broer, en jy weet, ons ouers is 8 broers en susters en 7 broers en susters, en dan dink 'n mens by jouself, ek en Elvin is al redelik oud. Ek is 41, Elvin word 51. Averick is nog jonk, wat die dag as ons nie daar is nie, verstaan, daar is niemand vir hom nie, so toe begin dit my nogal uitfreek. Ek begin toe so stadig maar seker met Elvin praat en sê, babe, dis 6 jaar later, dink jy daar's nuwe goed in die medies, dink jy daar moet mos nou nuwe medisyne wees en nuwe tegnieke en maniere wat hulle goed anders doen wat dit kan laat werk. Hy sê toe, as jy dit wil doen, babe, ek is 100% agter jou. Jy kan bel, maak jy afspraak, ons gaan. Ja, ek laat nie op my wag nie. Volgende dag, ons maak die afspraak, seker 'n paar dae later, gaan ons, hulle sê, okay, dis fine, hulle kyk of ek medies okay is, my liggaam het mos nou, vir 6 jaar het 'n kans gehad om skoon te kom en gesond te word, en hier gaan ons, julle, en IVF, nou, daar's 2 tipe, daar's die IVF en ons daar die ICSI, so die gewone IVF is waar hulle die spermpie en die eierselletjie bymekaar net in die bakkie sit en dan gebeur dit naturally. ICSI is waar hulle die spermpie binne in die eiertjie inspuit, maar dit is baie duurder as net die gewone IVF. So ons het elke keer daai gedoen en yes, ek sê altyd vir mense, ek dink my baarmoeder is die Bermuda Triangle, want alles wat hulle daarin sit verdwyn net. dit niks gebeur nie. En ja, en daar sak my moed weer in my skoene en ek sê net vir Elvin, ek kan nie deur al hierdie goed net weer alleen gaan nie. Ek kan nie, ek gaan van my kop afraak, ek gaan mal word, ek moet dit uitkry, want ek kan tog nie die enigste een wees wat verstaan, deur dit gaan, of met dit sukkel, of so moet lei nie, en 'n mens raak kwaad, nee, jy vra vir die Here, hoekom ek, wat doen ek verkeerd, ek is goed, ons is goed vir ons ouers, ons respekteer ons ouers, ons kyk vir ons help mense, ons doen, verstaan, ons doen wat ons moet doen. En dan ry 'n mens hier langs die pad af en jy sien 'n vrou staan en bedel met 2 babietjies in die pram en een op haar rug en jy weet nie eens of dit haar eie kinders is nie. Dan hoor ons stories, hulle gaan hier kinders om geld te bid en dan vra ek vir mense, nou hoekom mag sy 3 kinders kry en ek mag nie 1 kry nie? En dan sit al hierdie vrae in mense kop en dit maak jou mal, dit maak jou regtig mal. En ja, dit is toe ek het toe eendag besluit, weet jy wat, ek gaan
op Facebook net my storie deel en wow. Wat ek wil sê 'n eye opener. Ek dink ek het 'n live gedoen en ek het vertel van waarmee ons besig is, die IVF en ons gaan nou weer deur al die prosesse en hou duim vas en as al van julle is wat ook deur dit gaan en sukkel, praat met my en laat ons mekaar ondersteun. En my Facebook Messenger was flooded met boodskappe van vrouens van reg oor Suid-Afrika, Kaapstad, Durban, Johannesburg, Pretoria, maak nie saak waar nie, dit is en almal sê ons sukkel nou al so lank, maar ons weet nie wat die opsies is nie, of ons gaan nou vir ons derde IVF, of ons gaan nou vir dit, of jy weet, elkeen het sy storie met my gedeel, en elke storie wat 'n mens lees, dan dink 'n mens, okay, jy is nie alleen nie, jy suffer nie alleen nie, daar is nog mense wat voel soos jy voel, en ek het net al hoe meer daarvan begin praat en my storie begin deel, want dit het my ook in 'n mate geheel. Ek dink nie ek sou deur daai laaste paar failed IVF's gekom het as dit nie vir van die vrouens was wat ek mee connected, wat met my gepraat het en my ondersteun het nie. En ek het net daar weer besluit, weet, somebody needs to be a voice for the voiceless. En daar het ek besef hoe vrouens nie daaroor wil praat nie, want hulle eie ma en pa weet nie eers hulle sukkel nie, of hulle is te skaam om dit te sê, of hulle wil nie hê die skoonfamilie moet weet hulle sukkel nie, of vriende en familie, maar ek moet vir jou sê, die dag wat ek besluit het om dit te doen, was die beste dag van my lewe. Dit was soos 'n berg wat van my skouers afgekom het, en ek het daar net besluit, okay, we can do this. Ons is toe deur daai laaste paar, op die einde is ons toe nou deur die 17 IVF's, wat nie een gewerk het nie, weer moedeloos en net ek half defeated, jy voel defeated. Ek sê te vir Elvin, wat van surrogaatskap week, kan ons dit weer probeer? Hy sê toe ja, en ek sê toe vir hom, ek kan nie weer deur al daai drama gaan wat ons gegaan het, en mense soek, en dit was net, dit was 2-3 jaar, dit was 'n lang proses, en ons het nie tyd nie, want ons is oud, so ons kan nie meer 3 jaar wag nie. En ek sê toe vir hom, ek gaan nou op Facebook vra, of daar iemand is wat vir my 'n surrogaat sal wees. Ek kan mos nou net vra. En jy weet, dit is nou moeilik, want dit is ook so half 'n bietjie awkward, want ek en Elvin is ook nou nogal 'n mixed race couple, so iemand se man moet nou nog happy wees, verstaan, dat sy my baba dra, en so dit het nog complications ook. Ja. Ja. En yes, ek sal nooit vergeet nie, ek gaan toilet toe, ek het die boodskap klaar gepost en gevra, en ek het nou maar gedink, okay, ek gaan nie vanaand kyk nie, ek gaan dit nou net los, ek gaan môreoggend kyk. Ja, maar my foon ping, 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 en dan sê ek gaan nie kyk. En daar kom 'n WhatsApp boodskap deur van Leandre. So sy was my seentjie se graad RRR juffrou gewees. 'n Pragtige mens. Kyk, as daar nou ooit engele op aarde was, dan was sy een. Ek sê altyd, ek weet nie waar steek sy haar vlerke weg nie, maar sy is 'n engel. En sy stuur vir my die boodskap, sy en haar man het al lank terug gepraat, ou Karel, en hulle het gesê, as daar nou ooit iemand is wat hulle graag sal wil help met so iets, dan sal dit nou vir ons wees. Ja, ek hardloop, ek dink eers ek het my broek opgetrek vir die toilet af, ek hol in die gang af. Nou my man toe, ek sê vir hom, babe, Leandre het ge-WhatsApp, sy het gesê, sy sal dit surrogaat wees. En hy sê, babe, is jy ernstig, Leandre? Ek sê, ja, en dit was net, daar het ek gesê, weet, ek kon regtig nie vir die Here vir 'n beter mens gevra het as vir sy nie, vir haar nie. En ons het toe begin met die hele proses, en dit is nogal, ja, dit is ook, die surrogaatskap is 'n baie lang legal proses. Ek dink ek moet dit ook dalk net noem vir die mense wat belangstel om so iets te doen. Wanneer jy jou prokureur gekry het wat die saak vir jou hanteer, daar's prokureurs wat spesialiseer in dit, so dit kan nie net enige prokureur wees. Ek het dit eers geweet, net so by the way.
Ja, jene, dis 'n storie hoor. Julle dit is letterlik soos om aansoek te doen om 'n huis te koop. Jy moet police clearances gaan doen. Jy moet by die social department, social development moet jy vorms gaan kry om te wys jy's nie op die child sex offenders lys nie. So dis soos amper soos 'n tax clearance certificate soos vir jouself. Dan soek hulle soek bankstate, hulle soek inkomstestate, hulle soek 'n plan van hoe jou huis lyk. Soos hoeveel vertrekke het jy? Hoeveel verstaan het jy 'n swembad? Is hy toe? Ek sê my magtig. Hoekom gaan vra hulle nie vir die mense in Soweto? Hoekom hoe lyk jou huis? Jy het 6 kinders. Verstaan jy? En dan kom 'n mens net weer met daai hulle hamer jou so. Dis asof hulle hoekom moet dit vir my so moeilik wees wat sukkel om 'n kind te kry, maar ander mense het dit so maklik. Dan weer daai anger bly opbou binne in jou in. En ja, so dan is dit daai papierwerk. Dan as dit alles afgehandel is en dan so prokureur sessie kos jou R80,000, né, om daai dokument en goed reg te kry en afgehandel te kry. Daar is verskillende prokureurs, ek het al gehoor daar is goedkoper opsies, maar ek onthou vroeër jare was dit ook maar min of meer in daai omgewing gewees. En want julle moet onthou dis 'n baie streng wetlike proses waardeur jy gaan, want onthou 'n ander vrou dra jou baba vir jou. So om te keer dat sy nie by geboorte wegloop met jou baba nie, moet jy al daai hofdokumente en alles in plek hê wat gestamp is wat die hof sê die baba behoort aan so en so en sy help net om julle by die baba uit te kry. So ja, daai is 'n lang proses. Sielkundige toetse, so ek en Leandre en Alvin moes albei gaan na sielkundiges toe en dan sit ons elkeen vir 'n uur, dan kyk hulle nou of sy mentally reg is om dit te kan wil doen. Ek en Alvin individueel en dan trek hulle nou al daai goeders op en dan handig hulle dit in en dan wag jy nou nog 'n 6 weke vir hulle om alles af te teken en goed te keer. En na daai proses het ons gaan implant en dit is kyk daai is natuurlik die langste paar daggies van jou lewe wanneer jy moet wag om daai bloedtoetse te gaan doen. En vroeër jare moes ons altyd by Medfem moes ons in so 'n glaskamertjie gaan sit en wag en dan het hulle die bloed by jou eers getrek en dan gaan jy nou daar in en gaan sit jy en wag en dan so 45 minute dan kom hulle met die uitslae. Maar nou sien jy al daar by die gangetjie afkom die suster aangestap en jy sien sommer haar skouers hang en vir sy haar moed tussen haar skoene want hulle wil ook so graag vir jou goeie nuus gee want hulle weet hoe hartverskeurende is dit. En so dan weet jy, soos hulle die deur oopmaak en jy sien nog eens, ag ja, dan chunk almal net en dan sit net trane wat loop. Ja. En hulle het dit toe nou later 'n bietjie verander. Ek dink dit was baie erg ook vir die personeel daar. So hulle het dit toe nog gemaak, jy gaan na 'n lab toe, trek jou bloed en dan bel hulle jou nou maar later met die uitslae. En die Lizet bel my, sy sê, sy was die suster die tyd wat oor my en Leandre was, en sy sê vir my, sit jy of staan jy? Ek sê, ek weet nie. En sy sê vir my, jy's swanger. Ek sê, is jy seker? Want ek het nog nooit goeie nuus gekry. Daai sin gehoor nie. Niemand het nog ooit vir my gesê, jy is swanger nie. So dit was 'n eerste in 'n baie klomp jare en ek het nie eintlik geweet hoe om dit te proses nie en dit was baie overwhelming en ek bel vir Leandre en sy chunk en ek chunk en almal is happy en ja, nou gaan shop ek hoor. Nou is dit baba goed wat. En dis dit klere en dis dit en dis dat. Ek gaan koop 'n pram. Ek sê vir Elvin nee, ek gaan hierdie pram koop en ek bære hom en dan volgende maand gaan ek dit koop en dan gaan ek dit koop en jy nou kry jy reg want jy glo. Ja. Op 26 weke stuur die ginekoloog. Ek weet sorry, ek jump nou 'n bietjie my skrip hierso. Ek weet nie of jy wil hê ek moet stop en jy vra. Jy kan praat. Net aangaan. Die ginekoloog stuur ons na 'n fetal spesialis toe en
Dr. Giorgio, dink ek was haar naam, pragtige vroutjie. Sy is by Mayo Kliniekie in Flora Center en sy kyk en sy neem vir ons fotootjies en wow, dis alles so mooi en die gesiggie en daar was die handjie en daar was die voetjies en daar was die bene en ons sê sy gaan 'n ballerina wees, want kyk hoe lank is haar bene. En sy neem foto's en sy neem foto's en sy raak stil en sy raak stil en sy raak stil en nou kyk ek en Leandre so half vir mekaar, nou weet ons nou nie lekker okay wat gaan nou aan nie, maar sy sê toe vir ons sy wil graag hê ons moet, sy gaan vir ons die fotootjies print en sy gaan dit vir ons stuur of ons gee, maar sy wil graag hê ons moet oor 'n week terugkom. Want sy het 'n paar goedjies gesien wat haar nogal bietjie laat worry. Dit wil jy nie hoor nie. Dit is dit is nou, okay, ons het so ver gekom. Nou wat nou? Verstaan, this was meant to be our fairy tale. This was meant to be the happy ending. En ons het toe 'n week later teruggegaan. Leandre het gelê, sy het so vinnig die scan gedoen, sy het gekyk na haar beentjies, gekyk na haar voetjies, gekyk na haar handjie, toe sit sy die TV skerm dingetjie af en toe sê sy sorry. Dit wat ek vermoed het is so. En ons sê toe, nee, maar wat? En wat is fout? En toe sê sy, sy het 'n tucked in thumb. Nou, as hulle 'n tucked in thumb het, dan beteken dit jy het is 'n teken van neurological amper soos breinskade basies. Haar voetjies, haar beentjies was reg bo oor haar kop. So sy het amper soos 'n sandwich gelê. So haar koppie was hier en dan was haar voete hier. So sy was so gebuig, haar beentjies was keerts reguit gewees. En sy het hulle glad nie beweeg nie. En dit het gelyk asof sy klapvoetjies het. Net effens. Sy het toe gesê, okay, nee, sy het toen met die tweede een toe sê sy net, okay, dit lyk nou nie vir haar soos klapvoetjies nie, maar daar's definitief probleme want die voetjies is te reguit gepoint en die duimpie is nog altyd daar. Nou as daar meer as een teken is van abnormalities, dan wil hulle termineer. Maar ons is op 26, daai het 27 weke, dis 'n mens, verstaan? Sy vra vir ons, wat wil ons doen? So ek en Leandre sit nog so langs mekaar in die stoel, soos, hoe meen wat wil ons doen? So, sy wil julle aangaan met die terminasie, wat wil julle doen? Ek is soos, nee, kan ons nog toetse doen, is daar ander opsies, en, jy weet, ons kan mos nie nou net alles los nie. Ja. En, ja, dit was 'n horrible week in my en Leandre se lewe. Ek dink ek het daar ek sê altyd ek dink ek het al my trane daar uitgehuil wat nog oor is vir die res van my lewe. daai week. Maar nou moet 'n mens ook sterk staan want jy het nog jou kind by die huis en jy weet ons ma's partykeer jy huil wanneer die mense dit nie kan sien nie. So jy gaan staan onder die stort en dan chunky jou oë uit of jy gaan staan gou agter 'n deur in die badkamer en huil jy en dan huil jy net asem dat jy net weer jouself contain en dan gaan jy weer uit en dan gaan jy weer aan. Maar daar het ek gesukkel om dit te doen. En sy sê toe daar's nog 'n opsie, ons kan bloed laat trek en dit wegstuur Amerika toe. En ons het die bloed getrek, ons het dit weggestuur. Sy het ons toe gebel en gesê die toets het positief teruggekom en dit wys alles is normaal. Yeah, happy dance, daar gaan alles weer van vooraf. Alles weer onttrek, gaan aan, koop verder. Ja. Baba klere, happy days. 'n week later gaan Leandre in kraam. Dit was nou op 29 weke. Sy bel my, sy sê, hoe ver is jy van die hospitaal af? Ek sê, ek is op pad. Sy sê net, ek is daar, ek kom. En sy sê, sy dink is tyd. Ek jaag die hospitaal toe, ons kry haar daar, hulle het al die masjiene op haar, sy kry erg kontraksies, en hulle spuit haar steroids om die babatjie se longe sterker te maak, en jy weet, hulle probeer nou maar so lank as moontlik om haar binne te hou. En die een middag toe sê hulle, okay, nee, hulle kan nou nie meer verder nie. Leandre sy gesondheid word ook nou geaffekteer deur dit en baba raak swakker. Ons is toe teater toe en
ons het toe haar uitgehaal, maar toe sy uitkom, toe is sy potblou, soos so potblou, ek het my dood geskrik. En haar beentjies was soos oorgevou en stokstyf. Niemand praat met ons nie, ons staan daar in die teater en ek het by Leandre se kop gesit, ek sou nooit vergeet nie, ek het haar hand vasgehou en Leandre vra net die hele tyd vir my, is sy okay, is sy okay? En ek kan nie sien nie, want daai groot blou ding is, en nou probeer ek loer hier oor die ding, wat gaan aan? En Karel staan en hy kyk en ek kan sien in Karel se oë, hy is bekommerd en iets is fout. Elvin is hy het omgedraai geloop, want hy was amper uitgepaas toe hy die bloed sien. Hy kon nie staan nie. Hy het so verdwyn so van die deur vry af na die gangetjie toe en toe weer kyk toe sy weg. Normaal weg. En ja, en die ginekoloog of die ginekoloog wat oor haar was, dokter Dlamini het toe die dokter pediater laat kom om daar te wees as babatjie uitkom, want hulle het vermoed iets gaan nie reg wees nie. En hy het haar toe getube, hy het haar letterlik aan die lewendig gemaak, sy was dood. En sy het maar 2 uit 10 geskoor vir daai baba, die Apgar, ja. Hy sê toe ons was toe in 'n klein teater ingevat daai middag en nie na die groot hoofteater toe nie. En dis ook nou maar weer die Here se hand in dit gewees, want hy sê as sy in die groot teater gebore was, dan sou hulle haar nie geresusciteer het, want haar skoor was hopeloos te laag. Hulle sou haar maar net gelos het. En oor dit oor 'n naweek was en dit was die klein teater en dit was nie die NICU was basies oop, was omtrent niks aan 'n babas nie, was dit fyn, toe kon hy haar help. So toe het ons basies hy het toe vir ons basies 7 daggies saam met haar gekoop, amper wil ek sê, om haar lewe te kan spaar. En ons het 'n uur gewag voordat ons haar kon sien. Voor ons ingegaan het hy uitgekom, toe verduidelik hy vir ons alles, is 'n dierbare dokter gewees, hy's regtig baie oulik, mooi gewerk met ons, mooi gewerk met Alaska, en hy het ons mooi verduidelik, alles wat die fetal specialist toe gesien het op die scan, was toe presies wat dit was. Sy kon glad nie haar armpies beweeg nie, sy kon nie haar beentjies beweeg nie, sy was op vol ventilators, op hy weet al die masjiene om haar aan die gang te hou, sy het binne haar voeding gekry, want sy kon nie sluk nie, en ja, dit was 'n baie lang 7 dae gewees. Die dokter het vir ons gesê, haar prognose is lethal, dit is nie van, daar is hoop aan die einde van die tonnel nie, dis letterlik, hoeveel dae nog, en ek en Elvin was so half in disbelief, ons het nie geweet nie, ons het gebid, ons het ons knieë neer gebid, almal op Facebook het vir ons gebid, mense wat ek eers ken nie het vir my gebid, en vir Elvin gebid, en vir Sientjie in Alaska, en die hele storie gebid, en dit het ons deurgedra. Ek dink ek en Elvin het in daai tyd net nog nader aan die Here gekom. Dis snaaks hoe 'n mens, amper wil ek sê, gehumble word in so 'n storie, en waar 'n mens eintlik besef, maar jy is nie in beheer nie. Nou, jy kan, dit maak nie saak wie jy is, of wat jy het nie, geld kan nie koop wat jy nou wil hê nie. Daai siekte, niks kan dit beter maak nie. Jy kan net bid en hoop en glo en vertrou. En dit het goed gegaan, jy weet, dan eendag was dit op, eendag was dit af, en toe het die dokter ons die eendag gebel, toe sê hy, haar niertjies is besig om in te gee, ons moet asseblief die oggend hospitaal toe kom, en daar het hy toe vir ons gesê, ons moet asseblief die tyd gebruik, en ons moet afskeid neem. Ons het onsself toe nou al half voorberei, maar 'n mens, jy glo mos altyd in daai miracle, en jy hoop, dit is nie wat die dokter sê nie, want wie is hulle nou eintlik? Die Here het die laaste sê. En ons het daar toe, die dokter het gesê, okay, hy haal haar van die masjiene af, en
sy was toe in my arms, was sy toe basies oorlede. Sy het, Leandre was ook daar en Karel en ons het al twee, dis die eerste keer wat ons haar toe kon vashou, toe ons haar nou van die masjiene af het. So toe Leandre het haar bietjie vasgehou en ek het haar bietjie vasgehou en ons het afskeid geneem en ek het 3 dae voor dit, het ek net soos 'n verskriklike rustigheid oor my gekry. Ek weet nou nog nie wat dit was of waar dit vandaan gekom het nie, maar ek kon ook nog op die bed gesit en ek het so 'n fotootjie geshare van waar die Here sit met 'n klein dogtertjie op sy skoot. En al wat ek by dit kon sê is, Here, laat U wil geskied. Ons is okay. Wat ook al U nou besluit, dit is wat ons maak vrede daarmee. En ek dink dit voel vir my asof my geloof in daai oomblik verdubbel het. Ek weet nie hoe, dit was 'n baie, vir my was dit 'n baie snaakse ervaring geweest en iets wat ek nie eintlik vir iemand kan beskryf nie. Ons het ons 'n baie klein begrafnisie gehou en ja, ons het toe net afskeid geneem en besef, dit is nou die einde van die storie. Ons sien nie weer kans om deur die surrogaatskap te gaan nie. En ek het my man eendag ge-WhatsApp toe sê ek vir hom, ek het net gery in die kar toe stuur ek vir my WhatsApp sê, jy weet dis nie die einde nie, né? Jy weet ons gaan aan, ons gaan ons dogtertjie hê, jy weet dit. En hy bel my, hy sê, wat wil jy doen my vrou? Wat wil jy doen? Ek sê nee, ek gaan nou soek vir 'n adoption agency en ek gaan nou 'n social worker soek en dit is wat ons nou gaan doen. Ek gee hom eers kans om te praat oor. Ek sê vir hom, is jy okay daarmee? Hy sê, ja, go for it. En ek is op Facebook op daai mom live groups en ek search, julle moet duim vashou vir ons. Ons is deur al die rigmaroles, al die papierwerk en onderhoude en police clearances vir ons wag. Baie rustig, baie kalm en ons kan nie wag vir die dag waar die foon eendag gaan lui vir ons nie. En hopelik nie oor 5 jaar eers nie. So ons is nou in daai proses en ek glo net dit is nie waar my storie eindig nie. Ek het so baie om te bied. Verstaan? En 2 jaar terug toe vra ek vir die Here, wat? Ek is hier, ek is 'n mamma, ek is 'n vrou, ek hou van pink en ek hou van mooi maak en goed, maar wat is my purpose? Ek voel so half soos ek het nie 'n purpose in die lewe nie. Ek is maar net hier. Verstaan? Ek maak kos, help hier, help daar. Ek voel meer wees en dit slaan my, die Here het my deur 'n journey gevat om by my purpose uit te kom deur om ander vrouens te help en om 'n stem te wees vir daai vrouens wat nie wil praat nie, wat nie wil opstaan nie, wat nie vir ander mense wil wys waardeur hulle gaan nie. En ek praat vandag openlik daaroor en ek deel my storie en wanneer vrouens na die tyd na jou toe kom en hulle vir jou hulle storie vertel, dan skrik jy eintlik en jy besef eintlik is jou storie maar net so klein teenoor hulle storie. Daai aand by Nikki Lenay het 'n vroutjie na my toe gekom. Dit sal my altyd bybly. Sy het so 'n hangertjie gedra met 3 naampies op. Toe sê sy, jy het vir Alaskaatjie so verloor. Hier is my eerste babietjie wat ek so verloor het. Hier is my tweede babietjie wat ek so verloor het. Hier is my derde babietjie wat ek so verloor het. Almal het gelewe. Hulle was in die NICU. Sy's 3 keer deur daai trauma. Ek is maar net 1 keer deur daai trauma en sy staan daar en sy kom luister na my storie, verstaan? In my oë is dit sy sterker as ek. Sy's 3 keer deur dit. Sy moet eintlik praat en haar storie vertel. So daar's healing in om oor jou pyn te praat. Dit is wat ek besef het en ek en my man is groot Rocky fans en jy was daardie aand, jy het gehoor die intro wat ek gespeel het. Soos as dit regtig moeilik met ons gaan, dan kyk ons Rocky movies en dan dan kry ons fighting spirit terug en ons punch verder. So daar's altyd 'n quote en ek wil hom net vir julle lees. The world is a mean and nasty place and it will beat you to the ground and leave you there if you let it.
I don't care how tough you are. But it's not about how many times you get knocked down. It's about how many times you get back up. That's how winning is done. You have to fight back. Jy kan nie moed opgee nie. Jy kan nie in 'n hoopie gaan sit en verwag die son moet môre vir jou skyn nie. En ek het 'n besluit gemaak en vir myself gesê ek gaan lewe vir die mense wat lewe. Ek gaan nie lewe vir die mense wat dood is nie, want ek kan niks daaraan verander nie, maar ek kan 'n verskil maak in die lewe van die mense wat om my is, wat lewe. Een ding wat ek ook heeltemal anders ervaar het, is ek was altyd bang geweest om dood te gaan, en met alles wat ons deurgegaan het met Alaska, het ek besef, daar's actually mense wat vir my wag in die hemel, wat net so lief is vir my. So, dit het 'n mens se perspektief heeltemal verander. My oë het so oop gegaan. En ek moet vir jou sê, as ek dit oor moes doen, sou ek dit anders wou hê. Ek dink nie so nie, want ek sou nooit gewees het waar ek vandag is nie. Ek sou nooit my man ontmoet het nie. Ek sou nooit my pragtige seentjie gehad het nie. En ek sou nooit die kon doen om vrouens te help en om my storie te deel nie. So ek voel ek is op 'n pad waar God my geplaas het. En ek preek nie vir mense nie. Al wat ek doen is ek deel my storie. En ek voel deur dit te kan doen, help ek iemand. Al is dit net een persoon wat ek kan help. Ek het nou baie gepraat. Ja, maar omdat ek jou storie ken, weet ek wat kom volgende, en dan berei ek myself voor, en dan sit die veel op my knop, en dan moet ek hom eers weer wegsluk, want ek kan nie daar al wees vir huil nie, want ek het Vrydag so verskriklik gehuil. Shame. Maar Jy die hele Suid-Afrika laat huil vir daai video van jou. Ek het so met daai video gestuur. Ek sê ek gaan dit doen, and then eventually you out there and you do it. Maar ja, ek kyk met jou met dieselfde oë van braaf om hierdie storie weer aan te pak en hierdie storie weer te vertel. Ek dink so baie van jou maak vir my sin. Ek weet my uitjies 12 jaar ouer as ek, soos ons ook gedruk vir tyd. Jy gaan by die fertiliteitsginekoloog in, en hier is hierdie sale, maar almal is in 'n mate van is jy emosies bang, is jy emosies opgewondenheid, jy weet dit moet verwag nie, as dit jou eerste keer is by so 'n plek. En dan soos jy sê, in my geval met Lemay, het my binnekring almal swanger geraak. Dus asof my naby kring hier by my deur het kom sê hulle is swanger, en dan moet jy voor hulle so gelukkig wees, en dan verskoon jy jouself, en dan gaan ek by my trappe op, en dan gaan hulle in die kamer, en dan plak ek my make-up op, en dan kom ek af, en die lag weer, en jy is weer gelukkig vir almal. En ek het in 'n mate so benedig in 'n negotiate gesê soos wat jy. As ek gee my net hierdie kind, en ek gaan so groot maak, of ek gaan hom so groot maak, of doen dit, like we negotiate and we bargain with God, en dis vir my net, daai aand by Nikki Lenay, so baie rustigheid gegee, om te besef, weet jy wat, I'm also just human. En ek is 'n groot stem daar buitekant wat vrouens aanmoedig om hulle stories te vertel, vir twee redes. Een, jy het aan het gevat en gesê, jy weet die healing wat daar uitkom when you speak about your story. Maar ek glo vas dat jou storie mag dalk die enigste Bybel wees wat iemand gaan kry om te lees in hulle lewe. En twee, jou journey is die sleutels wat 'n ander persoon se tralies oopsluit. En ek wil vir jou sê, het 'n ongelooflike ministry en platform wat die Here vir jou gegee het, en daar's so baie. Ek dink die volgende topik wat net so goed is waaroor vrouens nie wil praat nie, is hierdie mom guilt monster, en ek is besig om 'n boek daaroor te skryf, want waar is mom guilt in die Bybel en who made it up? Maar ek het een laaste vraag wat ek wil, wat jou hele storie vir my so mooi vasgevat. Ek dink so baie vrouens sal in 'n plek sit waar jy is en sê, ons het so baie geld uitgehaal, ons het so baie krediet aangegaan, ons het die huwelik het swaar gekry in daai tyd, 17 mislukte IVF's, 'n surrogaatmoeder wat teen die swangerskap gewerk het. Hoe het jy in daai tyd gekies om nie vir God kwaad te word oor sy keuses wat hy maak in jou journey en in jou plan, en hoe het jy gekies om in hoop te bly staan? Ek gaan jou nou antwoord met daai, ek weet jy het nou gevries by my, so as jy, ek kon net daar as jy weer terug. Ek weet, kan jy my nog sien, met jy ook vas by my? Ja, ek kan jou mooi sien. Okay, so ek gaan nou net aangaan.
Ek dink wat my staande laat bly het was definitief my man en my seun. Ek het ek en Alvin is regtig baie positiewe mense oor die algemeen. Ons probeer altyd die lig in die einde van die tonnel sien. As 'n ding vir ons lyk asof hy nie gaan werk nie, dan soek ons ander opsies om by dit uit te kom en ons geloof het ons 100% deur al die goed gedra. My man is my man is my hero. deur al die ups en al die downs en al die hard werk wat hy doen vir sy familie, het hy my ook nog deur dit alles ondersteun en gedra en sterk gemaak en my ma en my skoonma en my skoonpa en my sussie, jy weet, en my vriendinne, hulle het ons almal so gedra, maar ek dink die grootste ding vir my was, en dit was 'n draaipunt in my lewe gewees, die dag toe ek opstaan en ek sê vir myself, ek gaan nie lewe vir die dooie mense nie, ek gaan lewe vir die mense wat lewe in my lewe, want hulle verdien die beste weergawe van my wat ek vir hulle kan gee. Ek kan niks meer vir Alaska bied nie, so ek kan nie toelaat dat sy of my pa's ook verlede, 'n mens dink aan hulle en jy mis hulle en jy huil oor hulle en goed, maar ek kan nie toelaat dat hulle my vreugde, ek wil nie sê steel nie, maar laat hulle my vreugde wegvat en laat ek niks oor het vir die mense wat by my is nie. Ek dink as 'n mens, dis moeilik om dit te beskryf sonder om, jy klink 'n bietjie koud en jy klink hartloos, maar as 'n mens eintlik mooi daaraan gaan dink, jy het jou foto's, jy het jou memories, verstaan jy het dit, maar die mense om jou het jou, en jy het hulle. So, niemand van ons weet hoeveel tyd ons oor het nie. So, gaan jy kies om daai bietjie tyd wat jy het, te lewe en afwesig te wees van die mense wat regtig saak maak, of gaan jy daai tyd vat en jy ploeg dit in die mense wat lief is vir jou en wat vir jou omgee, en dan wanneer almal eintlik eventually hemel toe gaan julle die res van die liefde kan deel wanneer almal bymekaar is. Ek kan nie, ek dink ek het al baie keer mense gekry wat aan my toe gekom en vir my gesê het, jy is te gelukkig, jy het nog nie met jou trauma gedeel nie. En dan sê ek vir hulle, ek dink weer nie so nie. Vir my is dit ek moet iets doen, ek moet deur dit kom, ek moet afsluit en ek moet aanbeweeg. Ek kan nie vir gister lewe nie. Gister gaan nêrens heen nie. Ek moet lewe vir wat kom. Ek dink dit is my grootste of my beste eienskap wat ek as mens het, en ek het dit aangeleer by Alvin, want hy is so, hy het so dryfkrag en hy gaan net aan en hy gaan net aan en jy weet, hy het net hierdie ongelooflike positiewe uitkyk op die lewe en jy weet, toe ek en Alvin, ek wil gou 'n snaakse storie vertel, toe ek en Alvin begin uitgaan het, toe gaan ons eendag na iemand se verjaarsdagpartytjie toe, ou Willie Esterhuizen, en ek en Alvin was net saam, en hy kyk vir my so, Alvin stel my voor aan hom, hy kyk my so, en hy kyk vir Alvin, hy sê vir Alvin, so high maintenance die, né? En die blonde poppie wat hier langsom staan, ek sal dit nooit vergeet, ek was so kwaad, nee, ek sê, hoe kan die ou nou sê, ek is high maintenance, want ons vrouens is mos nie, jy weet, ons moet nie sulke goed hoor nie, ons is nie gold diggers nie, Ja. En dit was een van die snaakste goed wat ek al deurgegaan het, en mense ken nie my storie nie, mense weet eintlik nie waar kom ek vandaan nie, mense sien my, ek is altyd happy, ek is altyd bubbly, ek dra kleurvolle klere, kyk die dag as ek af is en sad is of sien, hoor jy, maar hierdie dag gaan nie draai soos ek hom wil hê nie, dan trek ek my mooiste, braaitste klere aan, ek trek
die blinkste goed aan wat ek het en ek make-up vir myself en ek maak reg asof ek op pad is na 'n Taylor Swift show toe, want al daai wat ek vir myself doen, die self-care and the love that I give myself, dit helder my dag op en dit verander, dit bring 'n energie in jou dag in. As jy miserable voel en jy doen nie moeite met jouself nie en jy bad nie en jy bly in jou pyjamas die hele dag en jy het net 'n bolle op jou kop en jy doen nie make-up nie, dan gaan jy so voel die hele dag. Jy gaan voel asof jy jy's nêrens in op pad nie en jy voel net terugklim in die bed. Ja. So en dit is iets wat my ma my geleer het. Sy het my toe ek klein was, sy my geleer wanneer dit met jou die slegste gaan of die moeilikste gaan, daai dag trek jy jou beste klere aan en jou mooiste klere aan, want niemand hoef te weet jy sukkel of jy gaan deur pyn nie. Jy kan kies wat mense sien. Absoluut. 'n ander vriendin het my in nou 'n WhatsApp gestuur en sy sê sy sien so uit na van ons 'n praatjie en want ek is 'n eystervrou en ek gaan net aan en ek is ma en ek kyk na my kind en ek doen dit en ek doen dat. En sy vra vir my, hoe doen jy dit? How do you do that? How do you do that? En ek sê net vir I play the game very well. Want dis behind the scenes is dit chaos. My huis is nou die mekaar, my kom almal het kos gehad en goed, dis nie altyd picture perfect nie en ek dink mense ons sit mos net die mooi fotootjies op wat ons kies om op te sit. Die mense sien nie ooit op sosiale media the behind the scenes nie. Hulle sien nie die hartseer nie of die sukkel nie of hoeveel jaar het jy gewerk om te kom tot waar jy vandag is. Jy weet daai berg onder die see wat net die punt uitsteek en mense sien net die puntjie bo. En toe ek dit vir haar sê, toe besef ek, is dit nie wat almal doen nie. We play the game en die lewe is 'n game. You need to play it en ek kan nou maar my seentjie speel sokker en hy speel met die Mario Brothers en al daai goed, maar hy gaan nie homself in die lava laat spring as prins nie. Hy gaan nie homself van die berg af laat val nie. Hy jaag die gold coins, verstaan? Hy speel sy game, so jy moet in jou lewe, jy moet jou fokus, jy moet jou kop reg kry en daai post wat jy vanoggend gedoen het, sluit aan by dit. Soos in die oggend jy wakker word, soek jy die Here moet eers in jou kop wees sodat hy al die spasie kan opvat, laat die negatiewe goed nie kan inklim nie. En ek dink ek het myself ook geleer om meer dankbaar te wees vir wat ek het. En ek maak 'n punt daarvan om elke oggend wanneer ek opstaan en wakker word vir myself te sê, ek het 'n warm bord kos gehad, ek het in 'n warm bed geslaap, ek het skoene om aan te trek. As ek op pad ry na my kind se skool toe en ek sien die mense stap langs die pad of is in 'n taxi, dan sê ek, dankie Here, ek het 'n kar, verstaan, ek kan in my eie kar ry, dankie, ek het skoon water om te drink en jy hoef nie vir die Here te sê, dankie vir dit of dankie vir daai of die beste selfoon of dit nie. Dis die klein goedjies in die lewe wat saak maak. Want jy kan al die geld in die wêreld hê, maar as jy nie liefde het nie, as jy nie vrede het nie, as jy nie ek wil sê compassion het teenoor ander mense nie, dan is jy's brandarm. Jy kan 'n biljoenêr wees, maar as jy niks van daai het nie, dan is jy brandarm. En 'n mens moet ophou goed jaag wat eintlik fake is. Ons vat niks saam nie. Exactly. Luister Anrika, dit was 'n groot voorreg vir my om weer jou testimonie kon hoor. Ek het hierdie vanaand bietjie meer elemente van jou storie gekry as wat ek gekry het by Nikki Lenae. En ek dink ek en jy gaan nog saam nog 2 ure kan praat, maar ek respekteer jou tyd as 'n mamma en as 'n vrou en ek wil net afeindig met die volgende. Ek het Saterdag het ek saam met Rihanna Nel bedien in Kreersdorp by Mildersdrift en ek moes my boodskap wat op my mandaat van die kliënt was, ek moet hoop bring. En ek dink dit was 'n so moeilike tyd om hoop te bring terwyl jy die hele Suid-Afrika rou. En daai aand stoei ek nog by die Here en ek sê, ek het nie 'n boodskap nie, wat 'n deel van my storie, want ek het so baie elemente, is die hoop gedeelte. En daai oggend kry ek my deurbraak en
sê toe vir die vrouens by die funksie dat ja, daar is in die woord soveel beloftes, maar ons moet een ding onthou, ons lewe in 'n wêreld waar daar konsepte, fasette, fases, periodes, dae, weke, maande en jare is. Maar in God se tyd is daar nie maandag tot Sondag, Januarie tot Desember nie. There is no time frame Ja. in sy berekening. En ek sê dit vir die vrouens, jy weet, weer eens daai ding van hoop. Jy weet, jy hoop vir 'n baba, daai hoop vir gesondheid, daai hoop vir 'n huwelik wat net wil werk, daai hoop vir 'n man wat nie wil kom nie of wat ook al. So elkeen se hoop blyk anders. Ek kan nie vir jou in daai plek wat jy hoop soek hoop gee nie. Maar wat ek vir die vrouens so gesê het daai dag is dat nie elke belofte gaan vir hierdie tyd hier en nou wees nie. En as ons dit kan aanvaar oor ons lewens en kan besef dat a lot of the promises that God plans and speaks over our life is for our eternal life, gaan ons soveel vrede hê in ons lewe. En dis hoekom ek maandag gepost het, who do you love more, the promise or the promise giver? En uit jou hele boodskap, en weer eens vanaand, ek sit by Doenervleis, is dit my absoluut bevestiging, dat alhoewel jou hart die promise lang, is jy nog steeds more in love with the promise giver. En ek wil jou daarvoor eer, want ek dink soveel min mense is chasing the heart of the promise giver, but they're just chasing the promise. En toe ek vanaand voorberei het, toe ek jou ja gekry het vir vanaand, is die eerste skrif wat ek toe nou, toe ek vir jou bid en vir jou praat vanaand met die vrouens, toe ek vir jou bid, is die skrif wat opgekom het in Jesaja 50 vers 10, waar die Here sê, let the one who walks in darkness, who has no light, trust in the name of the Lord and rely on their God. En ja, ek eer jou as 'n vrou wat selfs in jou donkerste dae gekies het om op die Here te vertrou, terwyl die wêreld jou soveel ander redes gaan gee om te sê, maar jy hoef nie, he's not a good God, he's not a faithful God, kyk wat doen hy aan jou, kyk jou testimony, kyk hoe sukkel jy. You chose to rely on God, en ek dink jy is regtig 'n bitter groot baken van hoop vir vrouens, en die wat vanaand luister, as jy hou van pink en pers en helder klere en positiewe quotes en wil lag, hardloop na Facebook page toe, gaan like haar. It's really a page to follow. Ek dink jy's een van die minority in die wêreld. Ek dink soveel mense post vandag goed vir negatiewe kommentare, negatiewe reaksies, and you're one of the few who wants to enlighten and post something positive. So jy was 'n groot blessing. Weet asseblief dat julle is op my en Aitjie se gebedslys. Ons bid baie hard vir julle. En ek het dit so mooi gesê, maar God se wil geskied. Maar ek dankie dat jy my genooi het. Dit is 'n baie groot voorreg om saam met jou te kan praat. Ek hoop ons kuier volgende keer met koffie in ons hand by Nikkie en my. Dit sal lekker wees. Ek het seker vir haar gedaan en sê, hallo julle almal, ek hoop dit gaan baie goed. Ek kyk so, ek het gelag, ek kyk so altyd al live, so en elke dag groet en as ek praat, dan sê ek, hallo julle, en dan sê ek, o nee, nou klink ek soos Nikkie. Dit was leuk. Maar ek kry jou vir koffie, sal my verskriklik lekker wees. Dankie vir jou tyd, lekker aand. En vir almal wat geluister het en vanaand hulle tyd op sy gesit het, ons waardeer julle. Hierdie gaan op my Facebook geshare en gesave word, so dit kan weer geluister word, so Anrika maak jou reg maar vir baie WhatsApps en baie inbox messages, baie nuwe gesiggies. Maar jy is positief en you are a ray of sunshine en dit was 'n fees saam met jou. Baie dankie vir mense soos jy wat dit moontlik maak dat ek my storie kan deel en ook soveel ander vrouens daar buite inspireer en want soms daai boodskapies wat jy post en jou gebede en goed is dalk die enigste boodskap wat 'n vrou deur 'n dag dra. Ek sien dit vanoggend met jou post wat jy gepost het, dit het my net weer herinner. Make space. Verstaan, 'n mens raak so gou consumed met die wêreld en dis belangrik om jou punt te staan en jou space te maak vir die Here, en dit is dit. Absoluut. Julle moet 'n lekker aand hê, hoor. Julle ook. Dankie vir almal wat geluister het. Bye. Bye. Okay, julle, die volgende Facebook live is oor 2 weke.
Ken nie nou die datum met my kop uit nie, ek dink amper die 20ste, volgende een soos hierdie met 'n nuwe gas is die 20ste Februarie, sien julle dan, luister hierdie boodskap weer op julle eie tyd, maak notaatjies, gaan na jou woord toe en ask God, what is his revelation and his promise for you. Mag julle geseënde aand hê, lekker week verder, en ja, kom ons bless mekaar op Facebook, kom ons like mekaar se posts, kom ons comment positive stuff on each other's pages, en ja, ek sien net 2025 is 'n jaar waar vrouens gaan opstaan, we're going to rise as warriors, and we are going to have each other's backs. So ek is super opgewonde vir 2025, baie liefde en seën vir julle almal, lekker aand en sien julle oor 2 weke donderdag.